Maar juffrou, as ek vir sy ma vertel wat hy doen, dan is hy nie baie happy. Nee, sy gaan nie, ek het dieselfde gedoen. Alright. Ja, asseblief, dit sal gou wees, dankie. Okay, graad 12. Julle skryf eksamen die 19de. Nee, julle weet dit. Okay, julle weet waar julle skryf, want ek het aan die begin van die jaar vir julle elke uitsetting gegee van waar julle elke kwartaal skryf, hoeveel punte elke vraag gaan vra en dit het jy alles ontvang. Goed. Dan Vrydag doen jy 'n prakties. Okay? Jy gaan nie die prakties doen Vrydag nie. Vrydag gaan jy die praktiese toets skryf. Okay, so in daai uurperiode is dit die praktiese toets wat jy gaan skryf. Dit gaan oor esters gaan. Alles van esters, esterifikasie, om 'n ester te maak, ons gaan hopelik vandag daarby uitkom. Om 'n ester te maak, nodig jy 'n karboksielsuur en 'n alkohol, so ek kan vir enigiets vra oor karboksielsure en alkohole ook. Okay? So alles oor esters moet jy leer vir daai praktiese eksamen, maar jy het die vorige dag of vir die vorige dag alles geleer oor esters, so jy gaan hopelik nie so baie hoef te leer vir daai Vrydag nie. Jy gaan 10 nie die hele uur lank skryf nie, want die toets is 25 punte die praktiese toets. Ek gaan hom dalk 'n bietjie meer maak, het ek in my agterkop gedink. Maar anyway, dit gaan nie super lank wees nie en dit gaan nie super moeilik wees nie. Goed, dan die Maandag die 23ste. In jou klastyd, in jou fisiese wetenskap klastyd, ek sien julle periode 3 tegnies, maar daaroor periode 2 op 'n Maandag, gaan jy die ester prakties doen. Okay, so in die klastyd gaan jy prakties doen. Hoekom doen ek dit so? Want vir die prakties hoef jy self nou nie baie te leer nie. Want as jy liewer in die toetsperiode wat jy moet leer voor dit doen, en dan in Maandag in die klastyd gaan julle die prakties doen. Die periode is net 35 minute lank. So jy gaan 10-10-1 in die pause voordat daai periode begin, gaan ons die prakties begin, sodat jy genoeg tyd het, want om 'n ester te maak moet jy dit warm maak en hy moet vir 'n sekere hoeveelheid of 'n sekere tyd kook. So jy moet eers die water tot by kookpunt kry en dan moet dit kook vir 'n sekere tydjie en jy gaan 4 esters maak. Okay, so ek wil hê julle moet al na 'n pause kom voordat daai periode begin. Okay, goed, ons gaan 'n ester maak, ons gaan 4 esters maak. As jy sensitief is vir geure of jy kry asma of so iets, moet jy maar jou pompie en jou dinge saambring vir daai dag, want dit is bietjie krapperig in jou neus, juk ensovoorts, maar ons sal die vensters oopmaak. Dit gaan alles gebeur in nee, daai prakties gaan in nie die klas gebeur. Dit gaan in die klas gebeur. Maar die toets gaan julle doen in meneer Lucian se klas, dink ek. Okay, anyway, is daar enige vrae? Enige vrae, niks. Almal is met my. Julle weet wat van jou verwag word, wanneer, hoe, waar. Chap. Okay, dan is ek in jou notas op bladsy 33. Ons het nou al 3 soorte reaksies gedoen. Ons het gedoen oksidasie. Ons het gedoen substitusie en ons het gedoen addisie. Okay? Ons recap net gou vinnig. Oksidasie is wanneer jy 'n stof het, hy reageer met suurstof en dit produseer koolstofdioksied en water en dan moet jy hom balanseer, né? Toe het ons gedoen substitusie. Frederik, is jy right? Seker. Okay, toe het ons gedoen substitusie waar jy enkelbindings het met iets en jy substitute dit vir iets anders en ons het gesê substitusie is matige hitte. Jy kan nie sterk suuropbasis hê, maar dit moet verdun wees in water, jy moet nie te rond wees. Okay? En dan het ons laastens nou gedoen addisie, waar jy begin met dubbelbindings en dan maak jy dit vol of jy versadig dit, so jy produseer enkelbindings en daar's geen ekstra energie nodig nie, die reaksie vind net plaas, dit gebeur net. Ons het al daai klaar gedoen. Ja. Okay. Goed, nou is ons by eliminasie. Okay. Eliminasie reaksie, die definisie daar, dit is die proses waar dubbel en trippelbindings gevorm word. So dit beteken jy begin met 'n enkelbinding en dan vorm jy dubbel of trippelbindings. Okay, so jy gaan van 'n baie stabiele happy molekule na 'n baie onstabiele molekule. Jy gaan van sigma kovalente bindings na pi kovalente bindings. Okay, so jy gaan bindings breek en jy gaan onstabiele bindings vorm.
So om dit reg te kry, kort jy baie ekstra energie. Dit gaan nie net sommer gebeur, dit wil nie net sommer gebeur nie. Okay, so ek gaan net vir daai Zaitsev se reël skiep vir 'n oomblik. So vir dit om te gebeur, gaan jy sien, nodig jy baie hitte en jy nodig sterk en gekonsentreerde chemikalieë. Okay, so vir die eliminasie om plaas te vind, is jou reaksiekondisies waarvoor jy gaan uitkyk, is hierdie nou eliminasie. Is dit baie hitte? Maar hulle gaan nie altyd sê baie nie, hulle gaan net sê hitte. Want vir substitusie sê hulle matige hitte. Okay, so hulle sê hitte of baie hitte, en dan sê hulle sterk, gekonsentreerde, of 'n suur, of 'n basis. Okay, goed, so ons gaan doen 3 soorte eliminasiereaksies. Ons gaan doen dihydrohalogenering, ons gaan doen dehydrasie, en dan gaan ons doen termiese kraking. Dis op die volgende bladsy. Okay, so kom ons kyk gaan na die eerste ene. Die woord sê dit vir jou. Die beteken weghaal. As jy gemotiveerd is, dan is jy ongemotiveerd, dan wil jy nie werk nie. Okay, so jou lus is weghaal. Okay, so die weghaal. Hydro staan vir waterstof. Halogenering staan vir jou halogeen. So die hydrohalogenering beteken vat weg waterstof en halogeen. En wat het jy nodig daarvoor? Jou reaksietoestande is 'n sterk basis. So jy moet weet wat 'n sterk basis is. Natriumhydroksied, kaliumhydroksied, lithiumhydroksied, opgelos in suiwer etanol. Nou hierdie suiwer etanol kan jy eintlik in hakies sit. Dis 'n bietjie universiteitslevel, die suiwer etanol. Te ou vraestel het dit nog in, maar jy moet net weet, dis eintlik 'n sterk basis gekonsentreer. Daai etanol enhance hom eintlik sy funksie. Okay, so sterk basis en hitte. En dan sien jy, het ek vir jou in hakies ook hier, en 'n terugvloeiapparaat. 'n Terugvloeiapparaat. Want, ons nie wat nie, in Engels is sy naam 'n reflux apparatus. 'n reflux apparatus. Okay. Nou, het jy al gehoor van die woord reflux? Ja, nee. Dit is as jy sê, as mense sê hulle het heartburn, dan drink hulle mos Gaviscon. Dis eintlik nie heartburn nie, dis jou stomach acid wat opstoot en dan voel dit hierso asof dit brand en dan gaan dit weer terug. Dan kom weer op en dan gaan dit weer terug. Maar babas kry dit ook baie. Okay, want hulle maagies is nie lekker nie. So dan drink hulle melk en dan kry hulle reflux, so die melk kom op en terug en op en terug en dan is dit baie huilerig en hulle voel lekker nie. My kind het dit gehad. Okay, so hoekom het ons 'n terugvloeiapparaat nodig? Wat het ek begin mee met hierdie eliminasie reaksies? Ek het gesê jy gaan van 'n stabiele kovalente binding na 'n onstabiele kovalente binding. So jy wil bindings breek. Hoe breek ons bindings? Hitte. Maar wat gebeur as jy chemikalieë verhit? Dit verdamp. Nou weg is jou chemikalieë en jy kan niks meer daarmee doen nie. So jy wil dit warm maak om die bindings te breek, maar jy wil nie dit moet verdamp en dan nooit weer terugkom nie. Okay, so wat hulle dan gebruik is 'n refluxapparaat. Okay, dit kom hierso. Okay, so hierso is 'n refluxapparaat. Nou ek het actually een bo in die klas, maar hy is bo in die klas. Okay, so kom ons gaan gou vinnig hierdeur. So hierso is dus 'n masjienkie wat dinge laat verhit. Okay, hy het ook baie keer, kan jy sien daar's so 'n dingetjie in. Die van julle wat nou chemie gaan hê op universiteit is baie cool. So baie keer wil jy goeders laat verhit vir die reaksie plaas te vind, maar jy moet dit ook gedurig roer terwyl jy dit verhit en dan word gas afgegee. So nou hulle sê hulle noem dit dampkaste. Okay? So teen die kant van die lab is daar dampkaste met pype en goed wat uitgaan en dan gooi jy 'n klein metaal, dit lyk soos 'n pilletjie, maar dit is net so 'n metaal dingetjie wat nie reageer nie. Gooi dit daarin. En dan hierdie ding, hier is maar 2 knoppe. Die een is vir hoe warm jy dit wil maak en die ander ene is 'n magneet wat draai. So binne die masjien draai daar 'n magneet, dan draai hierdie ding en dan roer hy dit terwyl dit warm word, terwyl die dampe gaan en jy staan soos buite die kas en kyk dat hy dit roer. Pak. En dan roer, hier is 'n ronde bodemfles. Selfspreekend. Dan hier het ons dan nou die terugvloeiapparaat. Okay, so die terugvloeiapparaat lyk soos 'n dubbelwand pyp. So jy het letterlik 'n pyp wat opgaan. En so is hy mond wat hy ingaan. En dan rondom hierdie pyp het jy nog 'n pyp.
Okay? So, die goed wat hierdeur gaan, kan nie hierheen raak nie, hulle is in hulle eie wand. Okay? En as ons sulke 2 inlets en outlets, dan druk jy 'n pyp hierin vanaf jou tap, jou kraan, druk jy 'n pyp hierin, jy draai die kraan oop en dan vloei daar koue water rondom hierdie tube. So en dan word hy warm as gevolg van die goed wat in hierdie pyp is, en dan gaan die warm water weer daar uit, koue water in, warm water uit. So wat doen hy? Die chemikalie binne word warm en hulle verdamp en hulle gaan op, en dan as gevolg van die koue water rondom hulle kondenseer hulle weer, dan gaan weer af onder toe. Dan kan hulle weer verder reageer, dan verdamp hulle, dan gaan hulle weer af onder toe, op en af, en wat noem is dit? Reflux. Okay, so dit is 'n refluxapparaat. Jy nodig dit om die reaksie aan die gang te hou, sodat die chemikalieë nie verdamp en weggaan nie. Alright, goed. Glad nie nodig vir die eksamen om te weet nie, maar kom op universiteit, dan verwag hulle, jy moes dit al gesien het in jou lewe. Okay, goed. So, dihydrohalogenering. Wat gaan ons verwyder? Waterstof en 'n halogeen, en ons nodig 'n sterk gekonsentreerde basis en ons nodig hitte. Okay, om al goeters te breek. Goed. So hierso het ons nou 1 2 3 en dan gaan sommer die broom hier op die eerste waterstof sit vir nou. Okay, so hier is 1 bromopropaan wat ons het, en hy gaan reageer met natriumhidroksied. Okay. Nou, as jy net so na hom kyk, Ardo skryf, as jy net so na hom kyk, dan kan hy een van 2 reaksies wees. Dit kan of 'n substitusie of 'n eliminasie reaksie wees. Substitusie sal wees dat hierdie ding substitute met daai ene. Okay? Maar ons wil nou spesifiek 'n eliminasie reaksie hê. So om 'n eliminasie reaksie te hê, moet ek skryf hitte en ek moet skryf daai ene is gekonsentreerd, of jy kan skryf etanol is teenwoordig. Daai is jou clue dat dit 'n eliminasie reaksie gaan wees. Okay, anders kon dit net substitusie gewees. Goed, so wat gaan ons eliminate hierso? Ons gaan obviously die broom eliminate. En ons gaan hierdie waterstof wat langs aan hom is, ook gaan elimineer, sodat daar 'n dubbelbinding kan vorm. Okay. Nou hierdie reaksie kan op een van 2 maniere gebeur. Ek gaan vir jou altyd maniere wys. Die eerste ene gaan ek hier wys en dan die tweede ene gaan ek daar wys. So wat kan gebeur is hierdie waterstof gaan bind met die hidroksielgroep en daai broom gaan bind met die natrium. Okay, so die positiewe ding gaan met die negatiewe ding gaan bind en die negatiewe ding gaan met die positiewe ding gaan bind. Okay, so wat ons gaan hê is 1, 2, 3 koolstowwe. Dan gaan teken ek die waterstowwe wat niks mee gebeur het nie, daar is hulle. Okay, en dan het ons die broom gaan met die natrium gaan reageer. So die natriumbromied kry jy. En dan die waterstof gaan met die hidroksiel gaan reageer om water te vorm. Okay, en dan sê ons reg goed hierso, daai 2 goed is nou gone. Wat het gebeur daarso? Hulle het gekollaps en 'n dubbelbinding gevorm. Okay, so hierbo het ek geskryf die produseerde organiese samestelling, hierdie ding, is sout, hierdie ding, en water, daarin. Is jy met my? Okay, so dit is een van die reaksies wat kan plaasvind. Daar's 2 reaksies wat plaasvind. Hierdie is chemie, daar's mos reëls en dan uitsonderings op die reëls. So dis die een ding wat kan plaasvind, of die ander ene is by die volgende reaksie, butaan is 4, op die tweede ene is daar 'n chloro, en dan kan dit wees dat hy nie met die kaliumhidroksied reageer nie, maar net in die teenwoordigheid van gekonsentreerde kaliumhidroksied.
en hitte. So kyk die verskil, die ene reageer hy met die basis en die ander een is die basis net 'n katalisator. Okay, so dit is 'n ander manier hoe hy kan reageer. Okay, so hoe gaan dit dan werk? Dan sien jy reg, daar Jy het gesê kom die kaliumhidroksied daarbo want partykeer reageer hy met hom en partykeer dien die ene net as 'n katalisator. Ek gaan vir jou nou sê. Maar daar's nie 'n solid antwoord nie. Okay, goed. So, nou toe jy hierdie ding. Ek dink meeste van julle kan sien, hopelik, dat die kloor gaan geëlimineer word. Okay? En dan een van daai twee waterstowwe. En nou hierso is waar Zaitsev se reël in werking kom. Soos dan Markovnikov se reël. Nou het ons Zaitsev se reël. Dit sê Zaitsev se reël. Die hoofproduk, want ek het vir gesê is 'n hoofproduk en 'n byproduk. Die hoofproduk is een waar die waterstof verwyder is vanaf die koolstof met die minste waterstofatome. Okay, so Markovnikov se reël is, jy sit die waterstof daar waar die meeste waterstof is. En Zaitsev se reël sê wanneer jy waterstof wegvat, vat jy hom weg daar waar die minste waterstof is. Dit is soos in die lewe word die armes word armer en die rykes word ryker, né? Nee? Ja, steal from the poor, give to the rich. Andersom. Okay, so dit is dieselfde wat hier gaan gebeur. So ons kan of daai waterstof vat of daai waterstof vat, die een wat die meeste gebeur. So albei gebeur, maar die een wat die meeste gebeur, die hoofproduk, is jy vat by die koolstof wat die minste waterstof het. Okay, so hierdie een se waterstof gaan verwyder. Okay, en in hierdie reaksiemeganisme gaan hierdie twee goed met mekaar gaan bind. Okay, so hierdie ding is net 'n katalisator, niks bind met hom nie. Hierdie ding en hierdie ding wat verwyder word, gaan met mekaar verbind en dit vorm soutsuur. Waar's jy? En jy sit oor met 1, 2, 3, 4. So. Chill met my. Okay, nou MW se vraag, daar is 'n plus. MW se vraag is, juffrou, hoe weet jy wanneer dit gebeur en hoe weet jy wanneer dit gebeur? Jy weet nie. Okay? Enigeen van hulle twee kan gebeur. Jy gaan kyk na watter inligting word vir jou gegee. Sê hulle vir jou dit reageer met of sê hulle dit gereageer in die teenwoordigheid van? Sê hulle vir jou 'n plus of sê hulle vir jou bo op die pyltjie? Kyk jy na wat se produkte vorm by, so baie keer sê hulle vir jou, hulle gee vir jou dit, dan gee hulle nie vir jou dit nie, hulle gee net vir jou 'n pyltjie, en dan sê hulle vir jou A, en dan gee hulle vir jou daai inligting. En vanuit daai inligting moet jy kan sien, dis die eliminasie reaksie, jy moet kan sien wat vorm hier, en jy moet kan weet wat het jy bygesit daar. Okay, so jy gaan nie weet nie. Jy gaan kyk na al die inligting wat hulle vir jou gaan gee. Okay, en dis hoekom ons deur hierdie hoofstuk moet move, sodat ons baie ou eksamenvrae julle kan doen, sodat julle kan sien hoe lyk die vrae wat hulle vra. Alright, so jy gaan moet wake up wees. 99% van die tyd, nee. 80% van die tyd. Sorry, dis opsie 1, opsie 2, is dit opsie 1 wat hulle doen. Maar hulle doen wel opsie 2 ook. Okay, so jy moet albei ken. Okay. Sure. Ja. Wie hou van verkeerd wees in die lewe? Verkeerd wees. Okay, julle albei ook. Dit is nie lekker om verkeerd te wees nie, maar dit is die lewe en dit is chemie. So jy moet vinnig daarmee vrede maak, is dat jy baie keer gaan verkeerd wees en jy moet dit sien as 'n challenge. Okay, dit moet vir jou lekker wees om iets te probeer en dan iets te leer uit jou foute wat jy maak. Dit is chemie. Okay, en dit is ook soos 100% hoe die lewe werk en dit is wat jou gaan nederig hou. Dit leer jou om jammer te sê en sê ek's verkeerd, kom ek leer jy uit. Okay, so dit is hoe jy chemie moet sien. So dit hou jy nederig op die grond. Yes? Ja?
As jy nou daarmee kan vrede maak, dan gaan dit baie lekkerder vir jou wees. Maar as jy dit nie kan vat om verkeerd te wees nie, dan gaan jy sukkel. Okay, volgende tipe eliminasie reaksie is dehydrasie, and it's in the word dehydration. Wat verwyder jy? Water. Wat het ek vir jou gesê? As ek sê water, dan sê jy swaalsuur. So hierso nodig jy gekonsentreerde swaalsuur. Want wat doen swaalsuur? Hy is die vervoer, hy is die karretjie vir water. Okay, gekonsentreerde swaalsuur, 'n refluksapparaat, 'n terugvloeiapparaat en hitte. Okay, jy sal sien ek sê die hele tyd die reflux in hakkies, want dis nie iets wat jy hoef te weet vir matriek nie. Okay, so as hulle vir jou vra, gee 2 reaksiekondisies vir hierdie reaksie, dan gaan jy nie sê reflux nie. Okay, jy gaan nie punte daarvoor kry nie. Jy moet sê swaalsuur en hitte. Okay, goed, so hierso het ons butan, en ek wil hê dit moet wees butan 2-ol. Okay, dit kan butan 1-ol wees van daai molekulêre formule, maar ek wil spesifiek butan 2-ol hê. Obviously, jy kan op die tweede koolstof van links af wees of die tweede koolstof van regs af wees. Maak nie saak nie. Okay. Nou gaan dit nie met swaalsuur reageer nie. Dis net in die teenwoordigheid van gekonsentreerde swaalsuur en hitte. Okay. Nou 'n gekonsentreerde swaalsuur ook daar neerskryf en moet eintlik uitskryf gekonsentreerde swaalsuur. Maar jy sal sien partykeer in eksamens of notas of so, dan praat hulle van H+. H+ verteenwoordig gekonsentreerde swaalsuur. Okay, goed. So, ons weet is eliminasie, want hitte gekonsentreerde suur. Okay, wat gaan ons elimineer? Obviously, die hidroksiel groep. Maar wat nog? Wel, die naam is hydrasie, soos kort water, soos kort nog 'n waterstof, maar watter een? Watter waterstof? Daai waterstof of daai waterstof gaan ons eliminate? Volgens Zaitsev se reël, die koolstof met die minste waterstowwe. Hierdie een het 3, hierdie een het 2, soos gaan daai ene gaan elimineer. Hulle twee gaan met mekaar reageer en dit produseer water. En jy sit met 1, 2, 3, 4 koolstowwe oor. Daar was 3 waterstowwe, 1, daar is 3. En 'n dubbelbinding daar. Okay. Nou 'n bietjie vrae. 3 gaan dit jou vandag eens antwoord. Jy het nog nie. Jy's verder weg van die venster af dat jy hier kan fokus. 3 gaan. Geef my die naam van die organiese produk in hierdie reaksie. Heinrich, geef my die naam van die organiese produk in hierdie reaksie. Jean-Marie, geef my die naam van die organiese produk in hierdie reaksie. Dan geef my die naam van die anorganiese produk in hierdie reaksie. En Frederik, die naam van die anorganiese produk in hierdie reaksie. Okay, ja, 3 gaan. Propeen, dit is nie nodig om te sê propeen 1 nie, want dit is net op die eerste koolstof links of regs, maak nie saakie. Heinrich? Nee. Bit 2, 1. Want dit is 'n alkene. Een is as dit 'n trippelbinding was. Nee, dit is net 'n dubbelbinding. Okay, dan Jean-Marie? Ook bit 2, 1. Dan ja. Wat is die ding se naam? Wat is sy naam? Ja. En dan Frederik? Water. Jy lag, maar dis 'n vraag, dis baie keer 'n vraag in die eksamen, dan skryf die kinders waterstofoksied. Ja, maar water. Okay, goed, nou, voordat ons aangaan. In die eksamen gaan hulle vir jou byvoorbeeld gee, hierdie 4 stowwe. En dan 'n miljoensend pile so. Want jy kan van hier af na hierdie ding toe gaan, true. Hierdie ding en hierdie ding is presies dieselfde ding. So tegnies kan jy van hierdie ding af soontoe gaan.
Of jy kan van hierdie ding af terug soontoe ook gaan. Wat is die tipe reaksie gaan dit wees? Wat is dit? Wat is sy naam? Jy gaan van 'n dubbelbinding na 'n enkelbinding. Addisie. Watter soort addisie? Jy add water, so dis hidrasie. Hierdie is dehydrasie, hierdie is hidrasie. Kan julle dit sien? Kan jy van hierdie ding af na hierdie ding toe gaan? Ja, jy kan. Wat is dit? Substitusie. Jy haal hierdie ding af en dan sit jy daai ding op. Want hierdie twee is mos net, jy kan net omraal, speelbeeld van mekaar. So jy moet enige kant toe, enige manier toe gaan en al die reaksiekondisies ken. Crucial. Okay, goed. Laaste tipe eliminasie reaksie is termiese kraking van brandstof. Okay, Henk, jou vraag is, as jy die woord termies hoor in Engels, is dit thermal, waaraan dink jy? Louis Henry, jou vraag is, as jy die woord kraking hoor, waaraan dink jy? Ja. As jy die woord termies of thermal hoor, waaraan dink jy? Hitte, presies dit. So thermal cracking of termiese kraking moet jy dink hitte, warm. Okay? Louis Henry, kraking? Dus moet dit nie oordink nie. Iets wat breek. Okay. So die termiese kraking van brandstof. Brandstof gaan ek nou weer terug na toe gaan, maar dis waar jy iets vat en jy breek hom met hitte. Dis presies wat dit is. Okay. So die definisie daar is die chemiese proses waar langer koolstofkettingmolekules opgebreek word in kleiner, meer bruikbare molekules en dit doen jy deur hoë druk en hoë temperatuur. Okay, dit is jou reaksiekondisies. Okay, ek het daar iets nie gehighlight nie. As jy nou dat deur agter in die argiewe van jou brein gaan krap by die 3de les van hierdie jaar. Hierdie jaar voel al soos 'n jaar. Nie vir julle nie? By hierdie hoofstuk, vir hierdie bladsy, nê? Toe ek vir julle nog 'n video hier oor gewys en gesê, hulle pomp riolie uit die grond uit. Riolie is klomp verskillende koolstofkettinge, lang is, kort is, hierdie doel, so klomp. En omdat hulle verskillende lengtes het hulle verskillende kookpunte. So dan sit hulle in hierdie chamber, ding, en dan met verskillende levels, dit lyk soos 'n groot okkapyp, huge okkapyp, en dan met verskillende koolstofkettinge, so die koolstofkettinge wat kort is, wat 'n lae kookpunt het, gaan vinnig verdamp en hulle gaan daar uit. Die wat langer koolstofkettinge het, gaan baie meer hitte nodig het en gaan hier uit. Maar nou is so nou het jy almal geskei, maar nou is die probleem hierdie. Want hierdie koolstofkettinge wat kort is, gebruik ons verskriklik baie. Omtrent die helfte van julle het gasstowe of gasoonde of gasheaters in julle huis. Alle restaurante het klein gaskannetjies word heeltyd gebruik. Daai stowwe. Waar langer koolstofkettinge waarmee paaie geteer word nie so baie gebruik nie. Okay, obviously daar's baie paaie in die wêreld, maar hoe baie keer word ons paaie oorgedoen hier in lieflike Suid-Afrika? Nie so baie nie. So hierdie gebruik ons maar nie so baie soos kort koolstofkettinge nie. So wat hulle wil doen is hierdie lang koolstofkettinge vat en opbreek in korter, meer bruikbare koolstofkettinge. En dit is termiese kraking. Okay? So, terug by Gert. Nee, dit is reg. Terug by termiese kraking hierso. Is waar jy langer koolstofkettinge vat en jy gaan hulle opbreek in meer klein breekbare koolstofkettinge en jy nodig hoë druk en hoë temperatuur om hierdie kovalente bindings te breek. Okay. So hierdie is nog makliker as die oksidasie reaksies, as hulle vir jou enige vraag hieroor vra, want al wat jy gaan moet doen is jy gaan moet kyk die lang ketting wat aan die linkerkant is en dan match hy met die kleiner koolstofkettinge aan die regterkant. Wat bedoel ek daar? Ek bedoel, hierdie kant het ek 9 koolstowwe. Sê net maar hulle het nie hierdie vir jou gegee nie. Hulle sê vir jou het hierso 9 koolstowwe. Toe vorm daar 2 produkte. Hulle gee vir jou die een produk. Hulle sê hierdie een het 4 koolstofkettinge. So die ander produk wat jy nou moet gaan uitfigure het hoeveel koolstofkettinge? 5. Want as daar 9 aan die linkerkant is, maar daar 9 aan die regterkant is. Hier is 20 waterstowwe. Hier is 8. So hierdie ene moet 12 waterstowwe hê. So kyk, C5 wat af. So jy gaan letterlik net die koolstowwe en die waterstowwe moet gaan balanseer links en regs.
Okay? Dan kan hulle vir jou verder vra aan watter homoloë reeks behoort hierdie produkte en wat is hulle name. Hierdie ene kan jy sien 'n CNH2N, so dit beteken hy's 'n alkeen. So hy's nie een bied 1,1 of bied 2,1. Hierdie ene kan jy sien 'n CNH2N plus 2, so hy's 'n alkaan, so hy's pentaan. Sien jy hoe moet jy jou algemene formules ken? Ja? Ek het jou gesê daai eerste hoofstuk is crucial. As jy daai goed nie ken nie, gaan jy, ek beloof jou hierso 1 uit 15 of 2 uit 15 of so kry vir die vraag. Okay. So kom ons kyk gou of ons hierdie ene kan balanseer. Daar so hierdie een, sorry, sy naam is Nonaan. 9 is non. En hy is alkaan Nonaan. Anyway, maar jy hoef dit nie te weet nie. Goed, so daar is 16 koolstowwe. Hier is ons 9, so ons sit oor met hoeveel? 7. Hierso het ons 2 maal met 2 is 4. So dan sit ons oor met 3 koolstowwe. Okay, hierso is 34 waterstowwe. 20, so sit oor met 14. 2 maal met 4 is 8, so sit oor met 6. So hierdie ding is CNH2N, so hy's 'n alkeen wat vir my sê dat hierdie ding 10 se naam is propeen of propeen-1. Hulle kan veel vra met 'n teken ook. Wat is fout, Henrich? Kyk hierso, 16. En dan so 'n pyltjie. So jy vat hierdie lang koolstofketting en hulle het hom opgebreek. Nou wil ek weet wat is die produkte wat gevorm het. So daar 16 is, soos 9, so hoeveel koolstof het ek oor om mee te speel? 16 minus 9 gee vir jou 7. Minus 4 gee vir jou 3. Sê 3. Sharp. Okay. Nou die volgende ene was 'n eksamenvraestel, ek dink in 2021, 22. En dit het die kinders heeltemal gebaffel. Soos hulle kon nie uitvind wat is hierdie produk nie. Kom ek gee gou vir julle 'n minuut om te sien of jy kan uitfigure wat is die produk. Jy klaar uitfigure. Ja. Ardo. Ek gaan net die video vir jou ma stuur, dan gaan jy sien hoeveel keer noem ek jou naam in 'n klas. Ardo, het jy dit gedoen? Foute is nie lekker nie, maar jy leer daaruit. In die lewe is jy of jy is reg of jy is verkeerd. As jy reg is jy, as jy verkeerd is dan leer jy. Dit moet jy vinnig mee vrede maak. Okay. Goed. Het jy dit almal gedoen? So maklik. C9, so daar's 4, daar's 5, daar's nie 'n C oor nie. Hier is 20, minus 8 is 12, minus 10 is 2, so hier sit oor met waterstofgas. Chap. Okay, dan die volgende gedeelte is nie deel van jou syllabus nie, ek kan sien dis in italics gedruk, maar nie omblaai net nie. Okay, dit is 'n lewensles vir jou hierso. So, ek gaan lees en gaan ek verduidelik sê. Alkane met vertakkings brand meer geleidelik, stadiger, as alkane sonder vertakkings in 'n engine. Stop net gedag. Ons het gepraat oor vertakkings nie, maar ons het nie gepraat oor hoe vinnig hulle verbrand nie. Ons het gepraat oor kookpunte. Ons het gesê reguit ketting het sterker intermolekulêre kragte, soos sy kookpunt is hoër. Waar vertakkings het swakker intermolekulêre kragte, kookpunt is laer. Maar hierso praat ons van reguit kettings brand vinniger as wat vertakkings doen. Hoekom? Want dit is net maklik om hom te breek. Maar vertakking is dit meer ingewikkeld om daai verskillende bindings te breek. So ons praat nie nou van intermolekulêre kragte nie, ons praat van kovalente bindings om te breek. Okay, so reguit kettinge brand vinniger. Nou sê, om 'n oktaangradering aan brandstof te allokeer, word alle petrol aan 2 standaard alkane gemeet. Okay, so hierso is heptaan, nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Heptaan en hy het 'n oktaangradering van 0%. En hierso het 2,23 metielpentaan het 'n oktaangradering van 100%. So wat beteken dit? Hierdie ding brand 1, 2, 3. Okay, dan is hy opgebrand. En hierdie ene brand die langste. Okay, nou sê hulle.
95 oktaan brandstof is 95% so effektief soos 2,2,4 metielpentaan. So het jy al ooit, julle ouers gaan petrol ingooi, 95, 93 en gewonder wat is die verskil? 95% brandstadiger, verbrandstadiger as wat 93 verbrand. So tegnies as jy 93 ingooi, dan gaan jou petrol vinniger verbrand. Jy gaan vinniger meer petrol moet gaan ingooi as jy 95 ingooi. Hoe baie wat? Nee, dit hang af hoe vinnig jy ry, dit hang af die temperatuur van die dag, hang af hoe groot jou tank is. Ek gooi 93 in. Want ek voel, as jy in die dorp op en af ry, verbrand jy die hele tyd vinniger effektief. Maar as ek nou lang pad sal ry, dan sal ek 95 ingooi. Alhoewel my tank moet eers helemaal leeg wees. My tank moet dan eers helemaal leeg wees. En in die Kaap, of langs die kus, kry jy net 95. Jy kry nie 93 nie. Ja, weet jy vraag? Mense vraag. Okay, goed, so net 'n lewensles vir jou. Right. So kom ons kyk gou na bladsy 35. Is dit pauze hierna? Is pauze hierna? Okay. Sê weer? Nee, vinnig genoeg nie. Nee, probeer. Ek was onder druk want ek was in die Kaap en my tank was helemaal leeg nie, maar ek moes petrol ingooi want die volgende petrolstasie gaan te ver wees en my engine was fine. Die Tiguan. My engine was fine, maar ek gaan dit nie heel tyd probeer nie. Okay, anyway. Goed, so, hulle sê vir jou, daar gee ek veel paar reaksies, dan vra hulle vir jou, jy moet die reaksie neerskryf, jy moet die naam gee van die produk wat vorm, en ek wil nou 'n vraag bygee, is watter soort reaksies, dit gee die naam van die reaksie. Okay, so ons het daar 3 iodopentaan met natriumhidroksied in die teenwoordigheid van etanol en hitte. Pieter, watter soort reaksie is hierdie? Linden, het jy dit klaar gedoen? Sê weer? Dit is eliminasie. Watter soort eliminasie reaksie, Pieter? Wat dink jy gaan ons eliminate? Kyk gou wat sit ons hiermee? Ja, is dit dehydrasie of dihydrohalogenering? Linden. Blaai terug na die vorige bladsy toe. Dan gaan kyk jy na die reaksiekondisies vir die 3 verskillende eliminasie reaksies wat ons gedoen het. Dankie Pieter. Die hydrohalogenering, want jy gaan waterstof en 'n halogeen verwyder. Nou is my vraag Linden aan jou, watter waterstof gaan ek elimineer, links of regs? Hoekom? Daai koolstof het albei eweveel waterstof, so dit maak regtig nie saak watter een jy gaan elimineer nie. En ek het sien daar 'n plussie, so dit beteken hy reageer met hom, wat beteken daai gaan daar gaan en daai gaan daar gaan reageer. Okay, daai in die teenwoordigheid van etanol beteken etanol is daar bo op die pyltjie. So jy gaan sit met 1, 2, 3, 4, 5 koolstowwe. Dan gaan ek die waterstowwe gaan inteken wat ek nog oor het. Wat ek nie verwyder het nie. Ek het gekry dat natrium met jodium gaan reageer en dat die waterstof met die hidroksiel gaan reageer. En so ek sien daar is 'n bietjie van 'n probleem, so dit beteken daar moet 'n dubbelbinding kom.
Amorey, jou vraag is, gee my die naam van die IUPAC naam van die organiese produk wat vorm. En Gina, jou vraag gaan wees, aan watter homoloë reeks behoort die organiese produk? Ja. Paint 2, 1. Mooi? Okay. Okay. Iemand 'n vraag daar? Goed, volgende, propan 2-ol. Propan 2-ol reageer of in die teenwoordigheid van H+. Bylin, waarvoor staan H+? Mooi. Geconcentreerde swaalsuur. En hitte, so watter soort reaksie gaan dit wees, Leandri? Dehydrasie. So sonder om die reaksie al te gedoen het, Charles, watter anorganiese produk gaan vorm? Water. Okay. Anke, jou vraag gaan wees, aan watter homoloë reeks behoort die organiese reaktant? Ardo, jou vraag gaan wees, watter soort intermolekulêre kragte vind jy by die organiese reaktant? Ons het dit almal gehoor. Ja, Anke? Alkoor. Watter soort intermolekulêre kragte vind jy by die organiese reaktant? So reaktant is die ding waarmee ons begin. So ek kan vir jou net gevra het, watter intermolekulêre kragte vind jy by daardie alkohol? Maar ek was aspris. Pragtig. Okay, 'n meer volledige antwoord sou gewees het juffrou, jy kry Londen kragte en een plek vir waterstofbinding. Okay, ek sê net dit want dalk is eksaminators aspris en vra noem die 2 soorte intermolekulêre kragte wat jy vind. Dan sê jy soos waar hel. Okay. Goed. 1, 2, 3. En op die tweede ene is daar 'n ol. Propan 2-ol met sy hidroksiel funksionele groep en sy een plek vir waterstofbinding intermolekulêre kragte. MW, primêr, sekondêre of tersiêre alkohol en waarom? Sekondêre, die alkohol was van die Nee. koolstofgebind. Wat sê jy? 0, klaar. As jy begin met die alkohol waaraan die koolstof gebind is, nee. Die koolstof waaraan die alkohol gebind. Waaraan die alkohol gebind is slegs gebind aan 2 ander alkohol. Kyk. Goed, so as dit geconcentreerde swaalsuur, ons het hitte, soos weer is hydrasie, so dit beteken ons gaan daai hidroksiel gaan verwyder en Rikus, wat gaan ons nog verwyder? Wat sê ene? Okay, sommer maar die linker en jy is heeltemal reg. Dit maak nie saak nie. Okay, en ammoniak, wat soos wat gaan gebeur met hierdie 2 goed? Hulle gaan? Water vorm. Okay, en hier sit oor met 1, 2, 3 koolstowwe. Daar was 2 waterstowwe, 1, daar is 3. So beteken daar is 'n dubbelbinding en sy weer, wat is sy naam? Propeen. Okay. Goed, volgende ene. 1 chloropentaan. Gaan. Aan watter homoloë reeks behoort die organiese reaktant? Alkane. Maar ja, Heinrich, jou vraag is baie moeilik. Jy reg dan. Is hierdie ding 'n sterk of swak basis en waarom? Okay, jy kan dink eers. Dan wil ek weet, Jean-Marie, watter soort reaksie is hierdie?
As jy klaar gedink is, sê my. Dit is 'n sterk basis. Hoekom? Sê weer? Okay, so in jou kop ja, in die eksamen nee, want hy dissosieer volledig in water om 'n hoë konsentrasie hidroksiedione te vorm. Ja, hulle kan dit vir jou vra hierso. Okay, so dit is 'n sterk basis hoekom? Want hy basisse dissosieer volledig in water om 'n hoë konsentrasie hidroksiedione te vorm van graad 11. Dit is in jou kop, hoe jy weet. Maar dit is nie die antwoord in die eksamen wat hulle soek nie. Ja? Hoe weet jy dit? Hoe weet jy dis 'n D? Hoe weet jy dis eliminasie? Okay, nie etanol nie. Okay, want hulle mag dit dalk nie in die eksamen gee nie, want dit is 'n sterk basis en daar's hitte. Okay, 'n sterk basis is nie verdun nie. Okay, so nou wil ek die tweede, so hierso bo het ons die eerste metode geoefen. Nou wil ek hier onder die tweede metode oefen. Die tweede metode oefen. Okay, so dit is waar die sterk basis in etanol bo die pyltjie is en dan het jy hitte. As jy die eerste metode nog geoefen het, is fyn, vat nie die einde van die wêreld nie. Ja? Jy kan tegnies, want hulle los dit oop. Hulle sê nie vir jou wat vorm nie. So jy kan. Maar liewer sê plus, maar ek wil nou die tweede een oefen. So as jy die tweede een reeds, as jy eers een reeds gedoen het, dan los dit daar. Dis fyn. Okay. So ons gaan die kloor verwyder. Okay, en wat nog gaan ons verwyder? Waterstof. Daar is net een opsie vir 'n waterstof want net die een langs aan hom uit nie nog een nie. So daai twee gaan met mekaar reageer en jy kry soutsuur en dan kry jy 1 2 3 4 5. Hy het sy 3 waterstowwe, 2 waterstowwe, 2 waterstowwe, 1 2 3 so en dan is daar 'n dubbelbinding. Goed, trek ek met my vraag. Dian, gee vir my die IUPAC naam van die organiese verbinding wat gevorm het en Frederik, vir jou wil ek weet, gee vir my die gekondenseerde struktuurformule vir die organiese produk. Die gekondenseerde struktuurformule vir die organiese produk. Ja, Dian? Pent 1 want jy kry iets soos pen 2 so jy moet dan spesifiek wees. Ja, Frederik? Ek's weg vir jou. Nee, so daai wat jy nou van gegee het is 'n molekulêre formule. Dis nie wat ek soek nie. Ek soek die gekondenseerde struktuurformule. Hier is die struktuurformule, wel as ek nou al my waterstowwe bysit. Maar ek soek die gekondenseerde struktuurformule Linden. Wat is dit nou weer? Gaan terug na bladsy 3. Pieter. Dit is, wag, laat ek dit neer skryf. CH3, CH2, CH2, CH2. Yes? Al die C's met hulle H's neerskryf. Graad